daar is sekere woorde wat net by ons bly. Woorde van verwerping wat so seer maak, dat as die Here dit nie genees nie, dit lewenslank ons sal aanhou krap. En elke keer wanneer ons voel ons word nie raak gesien nie, misverstaan, of dat ons voel ons kan nie meer waarde toevoeg nie, kan dit lei tot wonde, wat ons laat twyfel in ons eie waarde, onsekerheid oor die toekoms, eensaamheid, selfhaat en selfs geestelike passiwiteit. Nou verwerping is seker 'n groter probleem vandag as ooit van tevore. As jy dink dat in die wêreld wat ons nou in leef, is dit 'n plek waar sosiale media regeer. 'n plek waar vergelyking algemeen geword het, waar ons abnormale druk ervaar om te presteer. En al hierdie dinge kan mense laat voel dat hulle hierdie onsigbare standaard net nie haal nie. Dat hulle nie inpas nie goed genoeg is nie. Dat hulle net nie aanvaar word nie. Verwerping is definitief een van die grootste redes hoekom ons met so 'n hoë selfdoodsyfer sit, veral onder jong mense. Die reus van verwerping kom klop een of ander tyd aan elkeen van ons se deur, meer as een keer. Elke keer wanneer 'n man voel dat hy kan nie vir sy familie sorg nie, wanneer 'n vrou voel haar moeite word nie raak gesien nie, wanneer ons by die werk voel dat ons harde werk word nie waardeer nie, of wanneer daar vergelyking is met die lewensomstandighede van jou vriende en wat jy dalk het. Dalk elke keer wanneer iemand iets vir jou sê wat jou minderwaardig laat voel, of juis daardie kere wat iemand niks sê nie en jy oorgesien voel. Al hierdie dinge bring die reus van verwerping na vore. En so wil ek vandag graag met julle gesels oor die verhaal van Dawid. Iemand wat wel bekend was met verwerping, herhaaldelik, en hoe hy hierdie reus laat val het. Nou, een van die eerste voorbeelde wat ons van lees, wat daar definitief verwerping moes gevoel word deur Dawid, is die feit dat hy nie eers na 'n familie ete toegenooi is met Samuel nie. Toe Samuel die opdrag ontvang het van die Here om een van Isaai se seuns te gaan salf as konings. En ons lees hiervan in 1 Samuel 16 vers 11. Samuel vra toe vir Isaai, is dit al die jong manne? En hy antwoord, die jongste is nog oor, maar kyk, hy is besig om die kleinvee op te pas. Sy eie pa het hom nie eers oorweeg as 'n opsie nie. En hy het hom 'n nederige werk gegee om te doen wat nie eers geskik was vir die oudste broers nie. Verder lees ons in die hele hoofstuk 17 hoe Dawid se broers se minagting die heeltyd na vore kom. Selfs koning Saul het nie die potensiaal in Dawid raak gesien toe Dawid gewillig was om Goliat te gaan veg nie. Luister in 1 Samuel 17 vers 33. Hoor hierdie woorde wat Saul aan Dawid sê. Moenie verspot wees nie. Jy kan tog nie teen die Filistyn gaan veg nie, want jy is nog maar 'n seun, terwyl hy van jongs af al 'n vegter is. Selfs Goliat, Israel se vyand, wou nie eers teen Dawid veg nie, want Goliat het dit as 'n belediging gesien. In 1 Samuel 17 vers 42 sê, toe die Filistyn mooi kyk en Dawid sien, het hy hom geminag.
want hy was nog maar 'n seun, rooierig en met 'n mooi voorkoms. Nou, al hierdie voorbeelde van verwerping vind ons net in 2 hoofstukke. En Dawid moes sekerlik 'n paar keer nog daarna verwerping beleef het. Veral nadat hy moes vlug het vir die jaloerse koning Saul. Hy was vervolg, wantrou, verag en uitgesluit deur mense wat hom voorheen gerespekteer het. En ek kan nie help om te wonder of Dawid nie dalk ook gevoel het dat die Here hom verwerp het nie. Ek bedoel, hy is gesalf as koning, as 'n jong kind, en tog was dit ongeveer 15 jaar wat hy moes wag voordat dit in vervulling gekom het. Dalk het hy ook met die Here geworstel. Dalk het hy gevoel die Here het hom vergeet. Dat hy iets gedoen het, hy nie meer goed genoeg is nie. Al hierdie voorbeelde wys dat Dawid nie net een keer verwerping beleef het nie, maar herhaaldelik, keer op keer, oor baie jare en in verskillende fases van sy lewe. Maar hoe het Dawid gereageer op hierdie verwerping? Daar's 4 goeters wat ons raak sien. Eerstens, hy het nie in bitterheid of wanhoop verval nie. Selfs toe hy onregverdig hanteer was, het hy nie teruggeveg nie. Tweedens, hy het sy geloof behou. Hy het geglo dat die Here hom raak sien, dat sy waarde nie afhang van ander mense se goedkeuring nie, maar van wat God van hom sê. Derdens, hy het aanhou dien en in sy roeping volhard, al was baie mense skepties. En dan die laaste reaksie wat ons sien op die verwerping wat hy moes ervaar het, was dat hy het sy seer en sy pyn gekanaliseer na diens. Toe hy uiteindelik koning geword het, sien ons hoe hy mededeelsaam was, regverdig en genadig, juis ook teenoor die wat hom voorheen verwerp het. So wat sê die Bybel oor verwerping? Wat sê die Bybel oor ons identiteit in Christus? En ek glo vandag dat elke skrifvers wat ek gaan deel, dat dit tot jou hart sal praat en jou weer sal stig. So die eerste ding wat die Bybel vir ons baie duidelik maak, en die eerste beginsel wat ek wil neerlê, is dat as Jesus, die een wie perfek is, deur mense verwerp was, hoekom sal ons dit vryspring? Luister wat sê dit in 1 Petrus 2 vers 4. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. Johannes 1 vers 11. Hy het gekom, Jesus het gekom na wat syne was, en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. So as die enigste een wat perfek is, nie aanvaar word deur almal nie, en ook verwerping beleef, hoekom kan ons verwag dat ons dit sal vryspring? Die tweede ding wat die Bybel vir ons duidelik maak is, mense mag jou dalk verwerp, maar die Here sien jou waarde. Matteus 10 vers 29 tot 31, so 'n kosbare paar verse wat sê, julle weet dat 2 mossies vir 'n skamele sent verkoop word. Tog beland nie een van hulle hulpeloos op die grond, sonder dat julle Vader daarbey betrokke is nie. Wat julle betref, is elke haar op jou kop getel. En ek dink ons almal weet dat ons 'n hele paar hare verloor elke dag, maar dit elkeen is getel. Selfs die wat ons nie eens weet ons verloor nie, sien die Here raak. Wees daarom nie bang nie.
julle is vir hom meer werd as 'n hele swerm mossies. Die Here sien jou waarde. Dan die derde ding wat ons baie duidelik in die woord sien, is dat die Here sal jou nooit vergeet, miskyk of verlaat nie. Jesaja 49 vers 15 sê die volgende: Kan 'n ma die baba vergeet wat aan haar bors drink? Kan sy geen medelee hê met die kind wat sy in die wêreld gebring het nie? Selfs al sou dit tog moontlik wees, ek sal jou nie vergeet nie. Psalm 27 vers 10: Selfs al sou my ma en pa my verlaat, die Here sal my styf vashou. Die Here kan jou nie verlaat of miskyk of vergeet nie. Die vierde beginsel, en dis 'n baie belangrike een om te onthou, is dat mense aanvaar of verwerp gebaseer op beperkte inligting, maar die Here sien alles. So wanneer mense jou verwerp, sal dit altyd wees omdat hulle net beperkte inligting het oor jou of oor die situasie. En luister mooi wat dit sê in 1 Samuel 16 vers 7. Maar die Here sê vir Samuel: Moenie volgens voorkoms of grootte of liggaamsbou oordeel nie. So moenie net kyk na die beperkte inligting wat jy tot jou beskikking het nie. Want ek het hom nie gekies nie. Die Here neem nie besluite soos mense nie. Mense oordeel volgens uiterlike voorkoms, beperk. Maar die Here kyk na die binnekant. Die Here sien alles raak. En selfs hy wat al sien, sal jou nie verlaat of verwerp nie. Dan die vyfde beginsel. Ons sal geskei word van baie dinge hier op aarde. Maar ons kan nooit geskei word van die liefde van die Here nie. En ons vind daardie belofte in Romeine 8 vers 38 tot 39 waar dit sê: Een ding weet ek vas en seker, niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie dood of lewe, of engele of duiwelse magte nie. Nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor môre nie. Ook nie bo aardse magte nie. Ons sal baie dinge verloor hier op aarde. En ons mag dalk selfs verwerping ervaar. Maar niks kan ons skei van sy liefde nie. En dan die laaste beginsel wat ek by julle wil los oor wat die Bybel sê oor verwerping, is dat vele Bybelverhale herinner ons dat verwerping soms net deel is van God se plan. Wat mense afwys, kan en wil die Here dikwels gebruik vir sy groter doelwitte. En ek is mal oor hierdie verhaal van Josef, waar hy aan die einde van sy lewe kom en met sy broers gesels, en in Genesis 50 vers 20 sê hy die volgende: Julle wou my kwaad aandoen, julle het my verwerp, maar God wou daarmee goed doen. So verwerping is dus nie noodwendig 'n teken van ons mislukking of ons minderwaardigheid nie. Maar dit is dalk dikwels 'n toets. 'n Toets wat die volgende vraag vra: Is jou identiteit en jou doel en roeping in die lewe gefestig in God of in mense se opinies? So hoe kan hierdie reus van verwerping val? Nou dat ons weet wat die waarheid van God se woord sê,
Hoe kan ons hierdie reus van verwerping eens en vir altyd laat val? Eerstens, herken dat jou waarde nie afhang van mense nie. En moet dit nie net sê nie, maar glo dit met alles binne in jou. Jou identiteit lê nie in jou werk nie. Lê nie in jou plek in 'n sekere groep of jou sukses of selfs mense se goedkeuring nie, maar ons identiteit lê in God. Ons is kosbaar in sy oë. Jy is kosbaar in sy oë. Die tweede ding wat ons kan doen is, aanvaar jou wonde, maar moenie dat hulle jou definieer nie. Dis normaal om seer gemaak te voel. Maar jou pyn beteken nie noodwendig jy is swak of dat jy misluk het nie. Maar dit wys dat jy ook mens is. Maar net soos wat Jesus vir sy disippels gesê het in Matteus 10 vers 13, hy het vir hulle die volgende gesê, as hulle nie julle wil ontvang of nie wil luister na wat julle te sê het nie, gaan uit daardie huis of dorp uit en skud die stof van jou voete af. Aanvaar jou wonde, maar moenie dat dit jou definieer nie. Skud die stof van jou voete af. As mense jou nie wil aanvaar nie, moenie vasgevang word en bly in bitterheid of in hopeloosheid nie. Fokus op jou roeping, nie op afwysing nie. En dan die derde ding wat ons kan doen om hierdie reus te laat val, is wend jou seer aan in diens aan God en aan ander. Gebruik jou pyn om ook empatie te hê met ander wat verwerp voel. Mag ons 'n bron word van hoop en liefde en genade vir hulle. Die Bybel leer ons dat ons moet vergewe, dat ons moet lief hê, dat ons sagmoedig moet wees, selfs teenoor die wat ons seer gemaak het. Kom ons sit onsself ook in ander se skoene, omdat ons weet hoe daardie skoene van verwerping ook voel. En die vierde ding wat ons kan doen is, verdiep jou geestelike identiteit en verdiep fellowship. Nou, verwerping lok isolasie, maar geestelike herstel kom deur verbondenheid, verbondenheid met God en met ander gelowiges. Ek weet mense maak ons dikwels seer, maar geestelike herstel kom ook deur verbondenheid. So vat verantwoordelikheid vir jou eie genesing, deur om nog dieper te glo in jou identiteit in Christus, wie die Here sê jy is, maar ook om aktief te word in die liggaam van Jesus Christus. En dan die laaste stukkie brokkie, net bemoediging wat ek vir ons wil gee vandag. So laaste stukkie advies. Kom ons verander die sodat motivering na 'n omdat gesindheid. Nou wat bedoel ek? Ons word grootgemaak met hierdie motivering van sodat. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Doen iets goed sodat jy aanvaar kan word. Werk hard sodat jy eers kan kom in die lewe. Wees vriendelik sodat almal van jou kan hou. Bid sodat die Here vir jou deurbrake kan gee. Gee jou 10de sodat jy kan maai wat jy saai. Klink hierdie motiewe dalk bekend? Nou hierdie
motivering is so ingegrafeer in ons menswees. Want ons het hierdie behoefte om onsself waardig te bewys, nie net aan ander mense nie, maar selfs aan God. Maar die Here wil vir ons 'n omdat gesindheid kom gee. En hier is 'n paar voorbeelde. Omdat die Here vir my lewe 'n plan het, wil ek hard werk. Omdat dit 'n vrug van die Gees is, wil ek vriendelik wees en ander mense dien. Omdat ek in 'n verhouding met die Here staan, omdat ek nie net vir hom goeders wil vra nie, maar ek wil met hom gesels, wil ek bid. Omdat die Here my voorsiener is, daarom wil ek gee. Nou hierdie is ook hoekom Paulus en die apostels dit so beklemtoon het, dat ons nie goeie werke doen sodat ons gered kan word nie. Ons doen goeie werke omdat ons deur geloof in Jesus gered is uit genade. Ons ervaar elke keer verwerping wanneer ons probeer om onsself te bewys aan ander, sodat ons aanvaar kan word. Maar ons is nie veronderstel om vir aanvaarding te leef nie, maar vanuit aanvaarding. Wat bedoel ek daarmee? Ons leef nie vir die aanvaarding van mense nie, maar ons leef vanuit aanvaarding wat die hemelse Vader aan ons gee. Nie omdat ek dit verdien nie, maar dat hy uit genade na my kyk, dat ek waardevol is in sy oë. En as ons gaan leef vir mense se aanvaarding, gaan ons ook sterf deur mense se verwerping. So kies om eerder te leef vanuit die aanvaarding wat jou hemelse Vader vir jou gee. Nou hierdie beteken nie dat die Here ons sondige lewenstyle ooit kan goedkeur nie, maar dat hy ons as sy kinders waardig genoeg ag om ons nie te verwerp of te verlaat nie, en dat hy ons wil red van hierdie sonde en hierdie reuse wat ons identiteit wil kom steel, als omdat Jesus die prys betaal het. En so daarom kan ons beste doen. Daarom kan ons goeie werke doen. Nie sodat ons aanvaar hoef te word nie, maar omdat die Here ons al klaar liefhet. Sy aanvaarding van my is vir my die heel belangrikste. Sy opinie van my maak die meeste vir my saak. Dalk ervaar jy ook vandag 'n reus van verwerping in 'n spesifieke area. Kies vandag om daardie reus te laat val, eens en vir altyd. Laat God jou identiteit en jou bestemming rig. En mag jou seer van verwerping in die verlede as 'n getuienis dien, sodat ander ook kan sien dat hulle waarde in Jesus lê, en nie in mense se opinies of die dinge van hierdie wêreld nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader,
Dankie dat elke persoon waardevol is in U oë. Dankie dat ons 'n omdat gesindheid kan hê, omdat Jesus die prys betaal het, omdat U genadig is teenoor ons. Here, het ek waarde, word ek aanvaar. Here, en ek wil vir elke persoon vandag kom bid. Here, dat ons nie net die simptome van verwerping sal hanteer nie, maar Here, dat U die wortel van verwerping, daardie woorde wat dalk gespreek is toe ons nog jonk was, daardie woorde van verwerping wat nog steeds partykeer krap aan ons hart, wanneer ons daaraan dink of wanneer ons daaraan herinner word. Here, ek wil vra dat U die wortel van die verwerping vandag sal kom aanspreek. Here, dat ons sal weet dat ons weet, dat ons identiteit lê nie in mense se goedkeuring of hierdie dinge van hierdie wêreld nie, maar wat U van ons sê. En mag ons dieper groei in ons kennis van wat U oor ons sê, wat U woord sê, dat ons aan daardie waarheid sal vashou. Want Here, wat U van my dink, is vir my baie meer belangrik as wat die hele wêreld oor my sê. Dankie dat U my aanvaar, dat U my liefhet. En Here, dat U my so liefhet, dat U wil hê ek moet meer word soos Jesus, meer word soos wie U my waarlik geskaap het. Dankie Here, dat hierdie reus van verwerping kan ook finaal in my lewe val. En ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.